ek vir ons net so kort stukkie uit die Bybel lees. Prys die Here, want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. Wie kan die magtige dade van die Here verwoord, al sy lof verkondig? Gelukkig is hulle wat die reg onderhou, te alle tye geregtigheid handhaaf. Amen. Geliefdes, stem met hom saam. Amen. Hulle het vir my gesê, hy gaan ook sê amen, en jy moet dit altyd sê, hoor, as ek sê amen, dan sê jy saam amen. Is dit reg? Kry ek staf. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. En ons sê weer, amen. Geliefdes, kom ons maak ons Bybels ook volgend, en ons gaan lees die Kersverhaal. En ek wil 'n bietjie met julle deel, hoe meer ek hierdie gedeeltes lees, hoe meer besef ek net hoe min ons regtig weet. En hoe meer ons dit lees, of kom ek stel dit so, want hoe meer ons dit lees, hoe meer is die Here besig om ons oop te maak en te wys. En elke keer vir ons te sê, maar julle het gedink, ek het hiermee geëindig. Julle het gedink, ek het hierby gestop. Kom net nader, kom sit hier by my, en ek wys vir julle, waarmee is ek regtig besig. En ek wys vir julle elke keer iets niets, sodat julle kan besef hoe groot en hoe heilig en hoe almagtig ek dit is. Geliefdes, vandag weer eens, ons vier vandag die geboorte van Jesus. Ons vier eintlik nie die dag, met ander woorde, ons vier 25 Desember nie. Ons vier die geboorte van Jesus. Wanneer hy presies gebore is, daarvan is ons nie heeltemal seker nie, maar dis nie wat nou van belang is nie. Wat van belang is hierdie boodskappe, wat nou hierso gaan uitkom. En daarom wil ek vra, ons gaan eers lees uit die Lukas Evangelie uit, Lukas hoofstuk 2, dit gaan nog 'n bietjie vreemd klink, hoekom begin ons met Lukas en dan slaan ons terug Matteus toe, maar soos wat ek dit vir ons gaan lees, is dit eintlik soos wat die gebeure afgespeel het, as 'n mens nou 'n tydlyn of 'n storie wil probeer volg. So ek gaan vir ons lees daar van Lukas hoofstuk 2, vers 8 tot 20, en dan gaan ons terugblaai na Matteus hoofstuk 2 toe, daar vers 1 tot vers 12. Maar met dit in gedagte, en ek wil nou vra, ek gaan vir ons bid voordat ons gaan lees, want uit ons eie uit is dit ons onmoontlik om te verstaan wat die Here vir ons wil sê. Want wanneer ons voor sy woord sit, dan is hy deur sy gees besig om ons bekend te maak wie hy is, en hoe groot en hoe magtig en hoe wonderlik hy is. En daarom wil ek vra, as ons gaan amen sê, dan is dit nie net hy wat gaan saam amen sê nie. Dan wil ek vra al ons kinders, wat hier so is, as julle graag wil, ek gaan nou nie druk op julle plaas nie, maar ek sal dit waardeer, as julle almal saam met my sê, amen. Is dit 'n deal? Goed. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons elke keer om Kerstyd kan weet. Ons gaan lekker persente oopmaak, persente deel. Maar vir ons as Christene gaan dit daaroor, dat Jesus gebore is. Here, dankie dat ons hoop het om te gee vir die wêreld. Want die wêreld het niks meer hoop nie. Omdat alles sleg gaan in die wêreld. Daar's die hele tyd oorloë, daar's die hele tyd probleme. Mense wat lelik is teenoor mekaar, bullies. Maar ons weet, ons het nuwe hoop en nuwe lewe, want Jesus is verskriklik lief vir ons. Dankie Here dat U die woord is wat mens geword het, dat U onder ons kom woon het, ons herdenk dit vandag, dat U vir ons kom wys het, hoe lyk liefde, dat U self vir ons gewys het, hoe lyk nederigheid, dat U mense vergewe het, wat nie verdien om vergewe te word nie, dat U vir kinders gesê het, kom na my toe, en dat U vir mense gesê het, moet hulle ook nie verhinder nie,
want geen kind sal ooit geweier kan word om Jesus te ontmoet nie. Dankie daarvoor. Here, dankie dat ons almal, u familie, u kinders kan wees. Dankie dat ons saam met bekendes kan kuier vandag, en waar ons hier by die kerkgebou gaan uitstap, waar ons verder gaan kuier, vra ons dat dit ook sal wees tot u eer en tot u verheerliking. Maar nou, Here, ons maak nou die Bybels oop. En elke keer lees ons hierdie woorde en ons besef, dis lewendig wat ons hier lees. Dis duisende jare terug geskryf, maar deur die Gees het die lewe hierin geblaas. Here, maak elkeen van ons harte ook vandag oop, sodat ons sal hoor, sodat ons sal sien, sodat ons gehoorsaam sal wees, en sodat ons anders sal wegstap vandag, as toe ons hiernatoe gekom het, met vreugde en blydskap in ons harte. Ons bid dit en ons vra dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. En dan sê ons almal saam, Amen. Prys die Here, Amen. Geliefdes, kom ons lees hierso Lukas hoofstuk 2, vers 8 tot 20. Hierso staan in my Bybel, goeie boodskap aan die skaapwagters. Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing, wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn, en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. In baie van julle se vertalings, dink ek julle gaan die 83 vertaling hê, waar waarskynlik sê, die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap, wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Nou wat is daar die blye boodskap? Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle 'n teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind, wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof. En wat sing hulle? Onthou julle, ons het ons nou ook hierdie lied gesing, en die engele self het weer saam met ons gesing. Ere aan God in die hoogste, en vrede op aarde vir die mense, in wie God 'n welbehaag het. Nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar, kom ons gaan reguit na Bethlehem, en gaan kyk na wat gebeur het, en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe haastig daarheen vertrek, en Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê, daar aangetref. Nadat hulle hom gesien het hulle aan almal gaan vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat hiervan gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het. Maar Maria het al hierdie woorde gekoester en aan haar hart daaroor bly nadink. Die skaapwagters het teruggekeer, terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Presies soos dit aan hulle meegedeel is. Nou, dit was die eerste wat gebeur het. En terwyl hierdie gebeure plaasvind, het daar al 'n ster begin skyn. Maar die mense van Israel, die Jode, hulle het geweet wat daar geprofeteer is oor hierdie ster.
Maar ons kry die idee asof hulle nie werklik waar beskiklik aandag daaraan gegee het nie. Maar nou is hier sterrekenners. Baie van die vertalings praat van wyse manne, van die Engelse vertalings praat ook van kings. Maar dit is mense wat baie slim was. En hulle was gewoonlik baie ryk gewees, want hulle was in hoë aansien gewees by die mense. Jesus is in Bethlehem, Judea gebore, in die dae van koning Herodes. En kyk, daar het sterrekenners uit die ooste in Jerusalem aangekom. Hulle het gevra, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien, en ons het gekom om eer aan hom te bewys. Nou geliefdes, om die koning te wees, moet die koning eers die teken kry. En ek het dit nou nie gelees nie, maar vers 21, as jy dit al 'n bietjie wil gaan lees later, of miskien so deur die loop van die dag, of dalk selfs in die week, en daar in Lukas hoofstuk 2 vers 21, word daar vertel van die besnydenis. Met ander woorde, net nadat die herders by Jesus was, 8 dae later, is hy besny. En dit was eers na hierdie besnydenis, wat die sterrekenners vir Jesus gesien het. Hy was waarskynlik al so 'n bietjie ouer gewees, en ek gaan vir julle nou wys hoekom. Vers 3. Toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld, en die hele Jerusalem saam met hom. En nadat hy al die leierpriesters en skrifkenners uit die volk bymekaar gemaak het, het hy by hulle navraag gedoen, waar die Christus gebore sou word. Hulle het vir hom gesê, in Bethlehem, Judea, want so staan dit deur die profeet geskryf. En jy, Bethlehem, in die grondgebied van Juda, jy's glad nie die geringste onder die regeerders van Juda nie, want uit jou sal daar 'n leier kom, wat my volk Israel as herder sal lei. Daarop het Herodes die sterrekenners in die geheim ontbied, noukeurig by hulle navraag gedoen oor wanneer die ster verskyn het. En hulle toe na Bethlehem gestuur met die opdrag, gaan vind noukeurig alles oor die kindjie uit. En wanneer jy hom gekry het, laat weet my, sodat ek ook kan gaan en hom eer bewys. Nadat hulle gehoor het wat die koning sê, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het voor hulle uitbeweeg, totdat dit tot stilstand gekom het, reg bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, het hulle 'n onbeskryflike groot vreugde ervaar. Nou geliefdes, om 'n onbeskryflike groot vreugde te ervaar, is dit die werk van die Heilige Gees. So hier is die Heilige Gees, selfs onder heidene, is die Gees van God klaar kragtig aan die werk. Want dit is die Here wat deur sy Gees vir hierdie mense gelei het. En is die Here wat nou vir hulle vreugde en 'n vrede gee, want dit wat hulle nou gaan sien, is bonatuurlik. Nadat hulle die huis binne gegaan het, hier is nou nie meer by 'n stal nie, maar ons is nou by die huis, want dit het 'n hele ruk plaasgevind na Jesus se besnydenis. Het hulle die kindjie by Maria, sy moeder, gesien en neergekniel en aan hom eer bewys. Toe het hulle skatte oopgemaak en vir hom geskenke aangebied. Goud, wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n waarskuwing van God ontvang het,
om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad langs na hulle land teruggegaan. Jy kan so 'n boekmerkie maak, en soos wat ek besig is om verder met jou te deel, en jy leiding ontvang deur die Heilige Gees, kan jy gerus maar so 'n bietjie 'n paar merke maak in jou Bybel, of ek het al gehoor, die regte naam vir 'n highlighter is 'n glimpen, so dan kan jy 'n glimpen ook gebruik om 'n paar aantekeninge te maak. As jy 'n nota bietjie hierso uit, dan is jy ook baie welkom om soos wat ons verder gaan, sekere gedeeltes of aantekeninge te maak. En die rede hoekom ek dit sê is, die Here dalk iets vir jou spesifiek vandag in gedagte, en moet dit nie mis nie. So dalk in die diens kry jy 'n boodskap en jy moet dit vinnig neerskryf voordat jy dit vergeet, want dis dalk net dit wat vir jou vandag en vir die res van die dae in jou lewe dalk ook besondere betekenis gaan gee. Geliefdes, wat is hier besig om te gebeur? Ek wil eers hê dat jy kyk vir wie die Here die boodskap gee. Herders in hierdie tyd was mense gewees met wie jy nie regtig veel te doen wil hê nie. Hulle was ouens wat gejok het. Hulle was mense wat onbetroubaar was. Nou kyk, as jy die hele tyd in die veld bly, dan begin jy mos later soos die veld ook ruik. So hierdie ouens het soos die veld geruik, diere en alles wat daarmee gepaard gaan. En die Here kom eerste met sy boodskappe na hulle toe. Want hierdie herders was ook deel van die Jode gewees. Hulle was ook deel gewees van die kinders van God. Onthou julle, met wie hy ons 'n verbond gesluit het en wat hy gesê het, ek gee vir julle my beloftes. So dis hierdie mense. Hier kom 'n boodskapper, dis God self wat nou met hulle praat. En hulle het die boodskap gekry, wat is die boodskap? Die goeie tyding, die verlosser, die Christus, in Afrikaans vertaal ons Christus letterlik as die gesalfde. Met ander woorde, die gesalfde redder is vir julle gebore. Onthou julle daar's vertel in die Ou Testament, onthou julle die stories wat vir julle vertel is. Daar om die kampvure, daar waar julle baie keer na die veld is, en dan wat hulle selfs in die veld oorgebly het om die skape op te pas, daar is stories vir hulle vertel. En die stories wat vertel is van koning Dawid. En hierdie koning Dawid, eendag gaan die Messias kom, met ander woorde hierdie gesalfde, hierdie redder. En ons gaan weet wanneer daai redder kom, want daar gaan tekens vir ons wees. En Jesaja het gesê, vandag gaan 'n maagd wees, wat geboorte gaan gee aan 'n kind, en julle moet hom, of sy naam gaan Immanuel wees. Hulle het die hele tyd so van kleins af. As jy moes daarso by jou maale sit, of jy is om die kombuistafel, of net voordat jy gaan slaap, dan vertel ons Bybelstories, of ons lees ons Bybelboeke net vir die kinders. Nou daai selfde stories is oor en oor vir hulle vertel. Dis waarom dit so belangrik was, dat hulle die teken moes gehad het. Wat is daardie teken? Julle moet so gou as moontlik, want daar word gepraat van 'n pasgebore babietjie. Hierdie ouens was waarskynlik binne 'n paar uur, het kon nie langer as 'n dag of 2 gewees het nie, waarskynlik binne 'n paar uur, wat hulle daar by Jesus in die stal aangekom het. Want die teken was ook, julle gaan ons in die krib daardie koning kry. Ekskuus, ek is nog nie by die koning nie. Daardie verlosser kry. Want hy gaan uit ons mense uitkom. Hierdie mense wat so neersien op julle, wat sê, julle is ons eie mense, hy gaan vir julle, gaan hy ook gebore wees. En daarom kry julle die eerste teken. En wat het hulle gedoen? Ons mis baie keer dit wat gebeur het, nadat hulle vir Jesus gesien het. Want ons lees net altyd, ek dink bietjie aan die Kersopvoerings wat ons mos het. Baie keer is dit ons die kinders, en party loop hierso met 'n kierie rond, en partykeer val die kierie nog half af ook, en die doeke val ons partykeer af van die koppe af,
En dan kom hulle hierso by die stal mos aan. En dan lees ons net van wat gebeur het, en dan stap die kinders mos weer uit, of hulle gaan sit hier en dan gaan sing hulle. Maar weet julle, hierso staan 'n baie belangrike ding. Toe hulle Jesus gesien het, toe hulle nou weet, daai stories wat ons gehoor het is waar. Wat het hulle gedoen? Daar staan, hulle het almal vertel, vers 17, nadat hulle hom gesien het hulle almal gaan vertel, wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Met ander woorde, hierdie ouens sien nie van ons uit. Dit maak nie meer saak wie hulle is nie. Dit maak nie meer saak of mense my nie gaan glo nie. Dit maak nie meer saak of ek 'n derde rangse burger is nie. Ek moet nou gaan vertel. Dit kan nie meer anders nie. Mense moet hoor, want hier staan nie, hulle het aan die Jode vertel, hier staan, hulle het aan almal gaan vertel. Die hele wêreld moet nou weet, dit wat ons hier gesien het. Geliefdes, hulle was sendelinge gewees. Maar sendelinge wat nie nou al gaan vertel het van dit wat kom nie. Sendelinge wat nou net gaan vertel het eerste, hy is hier. Hy is uiteindelik hier. En dan mis ons nog 'n belangrike ding. Wat het hierdie ouens gedoen terwyl hulle wegstaan? Jy kan weer vers 20 gaan lees. Daar staan geskryf, hulle het God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Want geliefdes, die boodskap het ons nie daar geëindig nie. Eerstens het hulle gesien, hulle het vir almal vertel dit wat hulle gesien en wat vertel is, en toe het dit nie daar gebly nie, het gaan verder saam met hulle, want oral waarheen hulle nou gaan, kan mense hoor, maar hierso word liedere gesing. Hierso is iemand wat besig is om oor wonderlike goed te sing. Hierso is mense besig om die Here te loof en te prys. Maar hoe kan hulle die Here loof en prys in hierdie omstandighede, in hierdie wêreld waar daar soveel donkerte en probleme is? Hoe kan dit wees? Geliefdes, ek en jy mis dit baie keer. Want mense wat nie noodwendig Jode was nie, wat nie noodwendig altyd geglo het in die Here nie, het hierdie gehoor. En terwyl hulle dit gehoor het daar al klare verandering in hulle harte plaasgevind. Die verlosser wat gebore is. Maar soos wat ek nou gesê het, en miskien is dit goed dat ou so 'n bietjie jou verbeelding gebruik. Want terwyl hierdie alles gebeur het, is daar so 'n ster wat begin skyn hier so in die hemelruim. Daar was kennis in die ooste gewees, ryk ouens, soos wat ek nou gesê het. Kyk, dis mense wat van hierdie ching, hierdie bonde gehad het. Hulle kon gekoop het wat hulle wil gekoop het. Hulle het die duur parfuum gehad, want deel van hierdie wierook en mirre was ook 'n baie duur kruie gewees. So hulle het van die beste parfuum, nou moet ek versigtig wees om 'n name te noem wat die meeste van die mense sal ken vandag. So kom ek bly daarvan weg en ek sê maar net vir die vroue, as julle nou kan dink aan die duurste parfuum wat daar in die winkels beskikbaar is, kry so iets in jou kop. Dit gaan jou help om ook jouself in hierdie situasie lekker in te leef. Dis mense wat ryk is, jou eerste klas. Maar nog steeds mense wat nie die Here ken nie. Hulle het alles in die lewe. Hulle het al hierdie kennis, maar die heel belangrikste het hulle nie. En dan kry hulle die boodskap, want onthou, Jesus is nou besny. Met ander woorde, hy het nou die teken ontvang van die verbond, daai belofte van God, en nou weet hulle, daar is 'n koning wat ons moet gaan soek. Die gesalfde redder is gebore, hy is besny, nou is hy die koning. En hierdie ouens is besig om te stap agter hierdie liggaam. En geliefdes, ekskuus, agter daardie ster. Maar wat vir my wonderlik is,
Het jy gesien die verskil wat nou klaar besig is om plaas te vind? Eers was dit die Here wat self met die herders kon praat het hierdie boodskapper, bonatuurlike ingryping. En nou is die Here besig om die skepping te gebruik om vir mense wat nie in hom glo nie, om vir hulle nou te wys. Dis asof hy hulle uitnooi. Eers gee hy die opdrag en sê, gaan, nou wys hy vir hulle die ster, en nou sê hy vir hulle, kom. En hier is hulle op pad na hom toe. En toe hulle daar so kom, wat doen hulle? Hulle sien die koning. Daai koning waarvan hulle gelees het, wat aan hulle vertel is in Numeri, hoofstuk 22 tot hoofstuk 24, daardie koning, sy ster van Jakob, hy is uiteindelik nou hier. En wat doen hulle by hierdie koning? Daar staan vir ons geskryf, hulle het gekniel en hulle het aan hom eer bewys. En die skatte wat hulle uitgehaal het, ek gaan nie daarby stil staan nie, want ek wil die prentjie, ek wil die hele gebeure vir jou skets, want ek gaan nou nog dieper saam met jou hierin gaan. Maar dan sien hulle hierdie gebeure, en daardie geskenke wat hulle gee, goud, wierook en mirre, vertel wat met die koning gaan gebeur. Goud, dis die kleur van 'n koning, suiwerheid. Mirre, met ander woorde, daai bitterheid, dit wat hy gaan beleef, maar, die wierook, dit wat hy gaan verkondig, want jy steek wierook aan, wat 'n aangename geur gegee het, in 'n plek, 'n tempel, of 'n huis, waar ook al, sodat dit lekker kon ruik, en dat mense gewoonlik wou hulle graag ingegaan het. Dit wat Jesus gedoen het, gepreek het, sy wonderwerke, was aangenaam geweest. Mense wou graag by die Here uitgekom het. En dan die derde een, mirre, was onder andere vir salf ook gebruik, vir balsem, om gesond te maak. En hierdie koning het ook gekom om heel te maak, om gesond te maak. Sonder dat hulle dit besef het die Here hierdie mense gebruik om vir die wêreld klaar te verkondig. Dis wat ek gaan doen. Dis wat hierdie koning gaan doen. En nie net daai mense nie net daai Jode nie, maar Christene reg oor die wêreld gaan dit beleef. Geliefdes, ek het nou vir jou gesê, kom ek vat jou nog bietjie dieper in hierdie teksgedeelte. En ek wil nou vir jou wys hoe my en jou se lewensverhale, hoe dit ook hier so opgeskryf is. Die Heilige Gees was in al hierdie omstandighede van die begin af betrokke gewees. En weet jy wat? Soos wat die Here reeds hierdie herders geken het, soos wat die Here reeds geweet het, ek gaan aan daai sterrekenners verskyn, so weet die Here al klaar wie ek en jy is. Dit staan vir ons in Jesaja geskryf, ek het jou op jou naam geroep, jy behoort aan my. En dan wil ek ons baie keer, maar ek weet nie of ek dit kan glo nie. Dan gaan die Here nog verder, dan sê hy, goed, kom ek bewys vir jou hoe lief ek is vir jou. Maar ek gaan dit doen deur iets. Ek gaan my liefde aan jou bewys, deur my seun wat ek gaan gee, Johannes 3 vers 16, sodat jy kan weet, dit wat ek daar gesê het, Jesaja 43, ek gaan dit weer in jou bevestig, sodat jy kan weet, jy het die ewige lewe. Geliefdes, dit is wat die verlosser kom doen het. Die gesalfde verlosser, met ander woorde, die een wat die reg het, die een wat die autoriteit het, kom na my en jou lewensverhaal toe. Hy kom binne in ons situasie in. Hy kom binne in ons omstandighede in. En die Heilige Gees maak dit net aan ons bekend, dat die Here besig is om hier te werk. Het jy al daai ervaring gehad in jou lewe, maak nie saak waar jy is nie,
Hierdie belewenis van, ek weet net, die Here is nou hier. Dan vra iemand vir jou, maar hoe weet jy dit? En dan sê ek weet nie om dit te beskryf nie. Dit is moeilik vir jou om presies te beskryf, want dit is iets wat ek beleef. Dit is iets wat nou hier in my hart bekend gemaak word. Ek kan jou dalk net vertel hiervan, en ek glo dat jy dieselfde belewenis gaan hê. Maar geliefdes, daar was 'n tyd gewees in elkeen van ons se lewe, wat die Here deur sy Gees op 'n bonatuurlike manier, net soos wat hy die boodskap gebring het, ook in my en jou lewe gebring het. Mense dink altyd, jy moet hierdie wonderwerke sien. Jy moet hierdie verskriklike gewetsgenesing sien. Jy moet hierdie aardbewing sien. Jy moet hierdie engele koor hoor sing, want dan weet jy die Here praat met jou. Geliefdes, die Here kan enige iets gebruik om met jou te praat. Die Here kan op enige manier na jou toe kom. Hy het gekies om dit deur 'n kind te doen. Maar hy gee vir my en vir jou die boodskap, elkeen van ons. Ek het jou verlos. En ek bewys dit vir jou deur my Heilige Gees wat in jou woon. En ek bewys my liefde vir jou deur hierdie kind waarvan jy hier lees. Daai pasgebore baba wat in 'n krib lê, dit is my bewys. Dis waarmee ek gaan begin. Later, in volgende jaar, gaan ons die hoogtepunt daarvan beleef. Maar hier gaan ek met jou begin. Sien jy, ek het jou raak gesien. Want geliefdes, voordat Jesus gebore is, was daar 'n tydperk van 400 jaar, wat die Here stil was. Daar was nie wonderwerke gewees nie. Daar was nie profeseë gewees nie. Dit was 'n tyd waar die Here stil was. Maar, hy was besig om gereed te maak. Hy was besig om voor te berei, sodat hierdie gebeure wat hier plaasgevind het, dat ek en jy dit vandag herdenk, dat ek en jy dit vandag beleef. Geliefdes, wat beteken dit vir my en vir jou, dat ons 'n verlosser het? Hoekom het ek en jy ook hierdie teken gekry? Waarvan of van wie het jy verlosser nodig? Wat hou jou vas? Wat maak dat jy tot op daai punt kan kom, maar ek kan net nie verder nie? Wat maak dat jy tot by die deur kan kom, en jy wil klop, maar dis asof jy jou net nie so ver kan kry nie? Wat maak dat jy die telefoon optel, dat jy daai nommer soek, en is amper asof jy so begin bewe as jy by daai nommer kry, daai nommer kom, en jy lees die naam, en jy druk jou vinger, die van meeste van ons het mos hierdie skerms wat jy so kan druk. Nou weet ek ook nie wat sê 'n mooi Afrikaanse woord, die touchscreen, dis maar al hoe ek hom ken. Jy het 'n touchscreen en jy skryf daai nommer, daai naam, en jy druk hom, en die eerste lui wat gegee word, sit jy dit onmiddellik af. Of, net voordat jy daai naam kan druk, is dit asof dit jou keer. Is dit asof daar nog soveel emosies is, asof daar nog te veel is. Ek kan dit nie. Wat maak dat jy by daai plek waar jy so lank gewerk het, nie verby kan ry nie? Ek weet ek moet hier verby ry, ek weet dit is die pad wat ek moet ry, maar dis die oomblik as jy by daai afdraai kom, dan is dit ook asof jy so begin bewe. En dis asof jy wil begin afdraai, maar dan vat jy die bekende roete wat jy nou al uitgewerk het, sodat jy nie daar verby hoef te ry nie. Dis asof iets my vashou. Asof ek nog nie daai volgende stap kan neem nie.
Ek het 'n paar voorbeelde vir jou genoem. Maar wat is daar wat jou vashou? Geliefdes, wat ook al jou vashou vandag, wat ook al jou keer, dit is nie meer nodig nie. Die blye boodskap wat ek vir jou het, is dat die Bybel vir ons sê vandag, hy het jou verlos. Hy het jou losgemaak. Hy het jou bevry. Hy het daai paadjie wat jy indraai. Hy het reeds deur sy Heilige Gees daar vir jou gaan wag, wat jy bang is om na toe te ry. En die oomblik as jy daai stap neem en sê, Here, daar's 'n kind vir my gebore. Die Immanuel is nou met my. Here, asseblief, vat hierdie stuurwiel. Vat hierdie motor en wees U self die een wat nou stuur. Geliefdes, dan kom die verlossing en die bevryding wat jy nodig het, want die Heilige Gees wag daar. Voordat ek daai foon optel en sê, Here, daar's 'n deel van my wat so bang is. Daar's 'n deel van my wat vrees. Here, dit voel asof ek 'n koue sweet uitslaan. Maar daar's mos vir my 'n verlosser gebore. Daar's mos 'n teken vir my gegee. En ek weet dis waar, want dit het letterlik so gebeur. Is nie net 'n storie nie. Dit het letterlik gebeur dat 'n kind gebore is. Here, wees U self die een wat nou hierdie afspraak maak. Here, wees U self die ene wat deur die Heilige Gees nou hierdie gesprek gaan lei. En geliefdes, dan begin jy. Moenie bang wees nie. Is dit nie wat die engele ook gesê het vir hierdie herders nie? Moenie bang wees nie. Want ek bring vir jou daai tyd. Jy kan dalk bang wees, moenie vrees nie. Ek wag reeds aan die ander kant van daardie oproep deur die Heilige Gees mee. Ek het klaar jou gereed gemaak vir hierdie oproep. Byt net vas. Wees net nou gehoorsaam. Geliefdes, as jy vandag verlossing van iets nodig het, dan sê ek nou vir jou, op grond van die skrif, op grond van die beloftes van God, in die naam van die Here Jesus Christus, jy is verlos. Gee dit nou vir die Here. Moet dit nie meer vir jouself hou nie. Jy het nie nodig nie. Los dit nou vir daai verlosser. Dit is die maklike deel. Hier kom die moeilike deel. Want dit is iets wat ek elke dag moet doen. Dit is iets wat ek elke dag sien. Dit is iets wat ek elke dag beleef. En dit is waar die Here die skepping gebruik om bekend te maak wie hy is. En waar die Vader sy hande so uitsteek na my en jou toe. En hy doen dit deur sy seun. Ons gaan later weer, dis asof ek die hele tyd so voorskou wil gee vir dit wat later gaan gebeur. Maar ons gaan ook iets herdenk van die seun wat sy arm so gaan uitstrek na my en jou toe. En dan gaan die Vader vir ons wys deur dit wat jy sien, dit wat jy beleef, hierdie bonatuurlike maniere hoe hy homself bekend maak aan ons. En dan gaan hy weer vir jou sê, kom. Het jy vergeet? Onthou wat ek vir jou gedoen het. Onthou dat jy verlos is. Onthou dat jy vrede gekry het. Onthou dat daar vrede in jou hart is. Maar al wat ek nou vir jou sê, kom. As jy afgedwaal het, as jy vergeet het van hierdie verlossing, kom. Kom net terug na my toe. Want ek is die koning. Geliefdes, hierso was dit die rykste mense gewees, wat die knie moes gebuig het. En hulle het met hulle tonge bely, dat hierdie kind die koning is. In Filippense hoofstuk 2 lees ons dat selfs die bose magte, selfs die demoniese magte, selfs die bose geeste,
Weet jy, hulle het nie 'n ander keuse nie. Op grond van die skrif moet hulle bely. Hierdie Jesus wat jy aanbid, hierdie koning, ja nee, dit is waar. Hy is werklik die koning. Jesus is Here. Geliefdes, is iets wat ek en jy elke dag in ons lewe moet beleef. Want om te sê Jesus is koning, beteken dat ek en jy ook by daai krib gekom het, daai kykie gesien het, dat ek en jy ook op ons knieë neerval, want elke dag begin ons in gebed. Elke dag bid ons tot die Here. Elke dag val ons op ons knieë neer en sê net, Here, dankie. Here, dankie dat U my verlos het. Here, dankie dat U my koning is. Here, dankie dat ek aan U behoort. Dankie dat daar 'n nuwe koninkryk is en dat ek nie meer 'n burger is van hierdie wêreld nie, maar dat ek 'n hemelse burger is. En geliefdes, dit alles het gebeur vandag. Vandag is daar vir julle gebore. Julle sal sy teken sien. En vandag laat dit tot groot vreugde en vrede vir elkeen van ons wees. Kom ons bid saam. Almagtige God, dankie Here, dat ons die kinderstemme kan hoor. En as ons vandag die kindertjies hoor, dan laat dit ons ook dink aan hierdie kindjie wat gebore is. Here Jesus, vandag bely ons in ons harte en ons weet, ons herdenk die Immanuel het gekom. Dit het uiteindelik gebeur. Dit alles is toe waar. Here, dankie dat U deur die Heilige Gees ook aan elkeen van ons bevestig. Dit is toe al die tyd waar. Here, dankie dat ek met alles wat ek het na U toe kan kom. En dat ek weet op grond van die skrif, in die naam van Jesus Christus, is ek verlos. My verlosser is gebore. En ek is nie deur hierdie kindjie gemaak. Dankie Here dat ons ook kan bid vir diegene wat dit 'n eerste Kerstyd is sonder daai geliefde. Dis die eerste Kersfees sonder my pa, sonder my ma. Dis die eerste Kersfees wat ons onder moeilike omstandighede is. Here, dankie dat ek kan vra, bring daar ook verlossing. Here, bring daar ook die goeie tyding van vreugde en vrede. En dat niks of niemand dit van ons sal kan wegvat nie. Nie eers die dood nie, want U liefde wat ek met my naaste deel, wat ons vir mekaar het, sal altyd vas bly staan. Here, dankie dat ons ook kan weet, U wys vir ons elke dag die teken dat U 'n God is wat ons ontferm. Here, dankie dat ons in die skepping elke dag kan sien hoe U ons uitnooi. En hoe U elke dag vir ons sê, onthou, ek het jou verlos. Kom na my toe. Kom net na my toe. Hier is ek. Ek wag vir jou. Ek het klaar vir jou gereed gemaak. Kom net na my toe. Ek is verskriklik lief vir jou. Dankie daarvoor. Here, help ons om elke dag terug te kom en te besef, vandag. Amen. Prys die Here, jy is heeltemal reg. Ek wil sommer gou vra die kinders, ons gaan almal net saam met ons sê, en die kinders kan sê saam met amen, prys die Here. Is julle reg? Hier gaan ons. Amen, prys die Here. Daar sê. Kom ons staan en ons gaan die seëning ontvang. Julle kan maar staan.
Ons gaan staan en ons gaan die seën ontvang. Nou die van julle wat nou al weet, ons gaan ons hande, steek ons hande so na mekaar toe uit, want hoe dit gewerk het, is ons ontvang die seën, want die seën, die seentjie is ons vir ons gebore, tot groot seën vir ons, maar net soos wat die herders ons daar die boodskap gaan verkondig het, gaan ons ook deur die seën uit te deel, gaan dit die eerste manier wees, hoe ek en jy doodgewoon evangeliste gaan wees. Daarna gaan ons hierdie pragtige lied, die Here daarmee dien, en is ook 'n lied wat julle almal sal ken. Welkom, o stille nag van vrede. Maar kom ons ontvang eers die seën. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. En dan sê ons weer, Amen. Prys die Here. Kom ons sluit af met die pragtige